Welkom by die reeks oor momentum en impuls. Dink aan wat gebeur wanneer 'n tennisbal met 'n raket in kontak kom en weggeslaan word. Hierdie kontak word 'n botsing genoem. Die bal se beweging verander skielik van snelheid en van rigting as gevolg van die botsing. Die bal ervaar 'n verandering in snelheid oor 'n baie kort tydinterval en daarom is die gemiddelde krag van die raket op die bal baie groot. Newton se derde wet verklaar dat die krag van die raket op die bal dieselfde grootte het as die krag van die bal op die raket. Newton se tweede wet verklaar dat die netto krag afhang van die massa van die voorwerpe. In hierdie reeks gaan ons hierdie gebeure op 'n eenvoudige manier met behulp van Newton se wette verklaar. Ons gaan kennis maak met die konsep van momentum wat nuttig is om die beweging van 'n voorwerp te beskryf. Ons gaan leer van hoe die netto krag vir 'n sekere tydsinterval op 'n voorwerp inwerk en die momentum verander. Dit word die impuls genoem. Verder gaan ons kyk na die wet op behoud van momentum en toepassings daarvan. Momentum is die produk van 'n voorwerp se massa en sy snelheid. Momentum word deur die kleinletter P aangedui en kleinletter M is die massa en kleinletter V is die snelheid. Momentum is 'n vektorhoeveelheid met dieselfde rigting as die snelheid van die voorwerp. Aangesien die massa van die voorwerp met sy snelheid vermenigvuldig word, is die SI-eenheid van momentum kilogram meter per sekonde. Beskou twee voertuie, een 'n kar en een 'n trok. Die kar ry 38 meter per sekonde in 'n oostelike rigting. Die massa van die kar is 2000 kg. Die momentum word dan gekry deur die produk van die twee waardes te neem. Die momentum is dan 76000 kg per sekonde oos. Die trok ry teen 10 meter per sekonde in 'n westelike rigting. Die trok se massa is 30000 kg. Die momentum van die trok is dan 300000 kg per sekonde wes. So alhoewel die trok baie stadiger as die kar beweeg, maak sy massa dat sy momentum baie meer is. Momentum kan dus gesien word as die hoeveelheid beweging wat 'n voorwerp besit. Dit toon aan hoe moeilik dit is om 'n voorwerp tot stilstand te bring en hang af van die voorwerp se massa en snelheid. Soos reeds genoem, is momentum 'n vektorgrootheid met dieselfde rigting as die snelheid van die voorwerp. Dus, wanneer die snelheid van 'n voorwerp verander, soos tydens 'n botsing, sal die momentum ook verander. Aangesien momentum 'n vektor is, kan dit met 'n pyl aangedui word. Die beginpunt van die vektor word die stert genoem en die eindpunt is die kop. Die lengte word in verhouding tot die grootte van die vektor geteken. Met ander woorde, die trok se pyl is dus langer as die kar se pyl omdat die grootte van die trok se momentum baie meer is. In graad 11 het jy geleer hoe om vektore bymekaar te tel om die resulterende vektor te kry, maar ons gaan dit vinnig weer hersien. Tydens 'n botsing sal die momentum van die voorwerpe verander, maar jy sal later sien dat die totale momentum behoue bly. Die verandering in momentum is dan die eindmomentum minus die beginmomentum. Let op dat die eindmomentum deur die letter PF en die beginmomentum deur die letter PI aangedui word. Die F staan vir final
en die I vir initial. Die verandering in momentum word deur delta P aangedui. Onthou, enige verandering word deur die Griekse letter delta aangedui en is altyd die eindwaarde minus die beginwaarde van 'n fisiese hoeveelheid. As ons die formule manipuleer, dan sien ons dat die eindmomentum is gelyk aan die beginmomentum plus die verandering in momentum. Die eindmomentum is die resultant van die beginmomentum en die verandering in momentum en word so gebruik wanneer die vektorsom gedoen word. Ek gaan dit in die hand van 3 algemene scenario's verduidelik. Die eerste scenario: die momentum neem af in die rigting van beweging. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. 'n Koel met massa 80 gram tref 'n kartonmuur met 'n snelheid van 300 meter per sekonde wes. Dit dring deur die kartonmuur en sy snelheid verander na 225 meter per sekonde wes. Bereken die verandering in momentum. Wanneer momentumsomme gedoen word, maak altyd 'n opsomming van fisiese hoeveelhede voor en na die botsing. Soos vroeër genoem, is die beginsnelheid in dieselfde rigting as die momentum. Ons kan dus die beginmomentum bereken. Dit is 24 kg/meter per sekonde wes. Net so kan die eindmomentum bereken word as 18 kg/meter per sekonde wes. Gewoonlik word vektorgroothede op 'n assestelsel aangedui. Die beginmomentum is 24 en die eindmomentum is 18. Let op dat die stert van die beginmomentum en die stert van die eindmomentum by dieselfde punt begin. Ons sê hulle word stert by stert geteken. Vir eenvoudigheid kan ons 'n kolletjie teken wat 0 verteenwoordig. Om die onderskeie momenta in die vektordiagram beter te sien, teken ons die eindmomentum bietjie laer. Die verandering in momentum word dan geteken vanaf die kop van die beginmomentum na die kop van die eindmomentum. Let op dat die pyl die grootte en rigting van die verandering in momentum verteenwoordig. As ons die som doen, kies ons die rigting van die verandering in momentum as die positiewe rigting. Ons kies dus oos positief. Delta P is dan gelyk aan P finaal minus P initial. Omdat ons oos positief kies, is die eindmomentum nou minus 18 en die beginmomentum is minus 24. Die verandering in momentum is dus 6 kg/meter per sekonde oos. Natuurlik kan ons ook wes positief kies. Dan sal die eind- en beginmomentum beide positief wees, maar die verandering in momentum is dan minus 6 kg/meter per sekonde wes. Delta P is negatief omdat ons wes positief gekies het. Dus sal dit positief wees in die teenoorgestelde rigting en kan dan geskryf word as 6 kg/meter per sekonde oos. Onthou, met enige vektorsomme, wanneer jy 'n negatiewe antwoord kry, beteken dit die fisiese hoeveelheid is negatief in die rigting wat jy positief gekies het en sal dus positief wees in die teenoorgestelde rigting. Momentum neem toe in die rigting van beweging. Ons gebruik weer 'n voorbeeld. 'n Sokkerbal met massa 0,5 kg kom na 'n speler teen 'n snelheid van 4,5 meter per sekonde oos. Die speler skop die bal in dieselfde rigting sodat die snelheid verander na 6 meter per sekonde in dieselfde rigting. Bereken die verandering in momentum. Begin om 'n kolletjie te teken wat 0 verteenwoordig.
Ons weet dat die momentum is in dieselfde rigting as die snelheid. Dus kan ons die beginmomentum teken. Die eindmomentum word stert by stert geteken en is langer as die beginmomentum omdat die eindsnelheid groter is. Die verandering in momentum word dan geteken vanaf die kop van die beginmomentum na die kop van die eindmomentum. In die eerste scenario het ons die onderskeie momente apart bereken. In hierdie voorbeeld gaan ons dit bereken in een som om tyd te bespaar, want elke sekonde in die eksamen is kosbaar. Ons kies oos positief, omdat die verandering in momentum is in 'n oostelike rigting. Delta P is dan P finaal minus P initial. Dit kan dan verder geskryf word as mv finaal minus mv initial. Die eindsnelheid is positief 6 omdat dit oos is. Die beginsnelheid is positief 4,5 omdat dit ook oos is. As ons dit bereken, kry ons 0,75 kg per sekonde oos. Ek wys weer die voorbeeld as ons nou wes positief kies. Dan sal die eind- en beginsnelheid beide negatief wees en die verandering in momentum is minus 0,75 kg per sekonde wes. Dit sal dan positief wees in die teenoorgestelde rigting en is 0,75 kg per sekonde oos. Momentum verander, dit is neem toe of neem af in die teenoorgestelde rigting. Byvoorbeeld, 'n cricketbal wat deur die lug beweeg nadat dit gebou is, het 'n snelheid van 50 meter per sekonde oos. Die kolwer slaan dit sodat die bal se snelheid na 62,5 meter per sekonde wes verander. Bereken die verandering in momentum. Maak 'n opsomming van voor en na die botsing soos altyd. Begin weer om 'n kolletjie te teken wat 0 verteenwoordig. Teken dan die beginmomentum. Die eindmomentum word stert by stert geteken en is langer as die beginmomentum omdat die eindsnelheid groter is. Die verandering in momentum word geteken vanaf die kop van die beginmomentum na die kop van die eindmomentum. Ons kies wes positief omdat die verandering in momentum in daardie rigting is. Dan is delta P gelyk aan P finaal minus P initial wat geskryf kan word as mv finaal minus mv initial. Die eindsnelheid is positief 62,5 omdat dit wes is. Die beginsnelheid is negatief 50 omdat dit oos is. As ons dit bereken, kry ons 18 kg per sekonde wes. In hierdie les het ons geleer wat momentum is en hoe om dit te bereken. Ons het gedelf in die vektorgeaardheid van momentum en vektordiagramme geteken vir 3 algemene scenario's. Ons weet ook hoe om die verandering in momentum te bereken. In die volgende les gaan ons kyk na impuls en Newton se tweede wet in terme van momentum. Groete tot die volgende les.